Hallo almal, welkom by Teken Afrikaans. My naam is Nico Piper en in vandag se video gaan ons 'n bietjie daai rekenaar wat daar staan opgradeer met hierdie parte wat hierso staan. So, kom ons begin die video. Alright almal, so wat gaan ons alles opgradeer in hierdie video? So nommer 1 is, ons gaan die SSD verander. Nou hierdie is Kingston Fury Renegade se G5 SSD en hy kan tot en met 14700 megabytes transfer doen, wat exceptioneel is. Ek het huidiglik die Gen 4 daarso in, so ons gaan hom net opgradeer na die Gen 5 toe. Die Gen 4 gaan oorskuif dan na my testbench toe. So dit is die eerste ding wat ons gaan opgradeer. Volgende gaan ons net die fans ook verander. So hierdie is die FL reverse fans. Nou daarvoor was die gewone fans wat saam met die kas gekom het en ons gaan dit verander laat dit by die res van die masjien pas basies. En dan die ster van die show is basically hierdie ouetjie. So hierdie is die Gigabyte Aorus Elite RX 9070 XT en dit gaan basies my RTX 3080 Ti replace. So heel eerste ding, kom ons kry hom bietjie uit die box uit. Ons gaan 'n bietjie om hom en ja. Right, so kom ons kyk wat kry ons binne in die boksie. So as ons hom gaan oopmaak, kry ons so 'n Aorus koevertjie en binne in die koevertjie gaan ons dan net so 'n bietjie papierwerk kry, warranty en al daai klas van goeders. Volgende kry ons actually, dit is soos die GPU support bracket. Jy moet hom natuurlik aan mekaar sit, maar ja, daar is al die parte soos julle kan sien, ek haal hulle almal daar uit. Daarso is die skroefies waarmee jy dit aan mekaar sit en ja, dit is die support bracket vir laat jou graphics kaart nie sag nie. Volgende kry ons dan net 'n lekker cool stickertjie en dan die graphics kaart self. Kom ons gaan so 'n bietjie om hom gesels ons. So heel eerste ding is hy is 'n 3 fan daarso en soos julle kan sien hy is nogals groot fans. Dan het ons switch basies om te switch tussen die profiles en ons 3 van die 6+2 pin power connectors vir die graphics kaart self. Agterop het ons dan nog net 'n lekker backplate daarso wat ook so 'n bietjie RGB op hom het en dan het ons PCIe slots, niks regtig kwaai hierso nie en dan het ons display basies, 2 display ports, 2 HDMI's en ja, dit is basically alles op hierdie graphics kaart. Agterop is ook eintlik niks regtig nie en ja mense, dit is basically alles wat jy kry saam met die graphics kaart. Alright almal, so dit is tyd vir die main event om alles wat oud is uit te haal en al die nuwe goedjies in te plaas. So ek gaan net so 'n bietjie 'n montage doen, dan 'n lekker b-roll skiet van hoe dit lyk na die tyd en dan gaan ons bietjie na die tyd gesels en dan 'n bietjie specs wys en al daai goeie. So kom ons doen dit. So kom ons gesels 'n bietjie oor wat die PC nou is. So vir motherboard het ons die B850 Aorus Elite Wi-Fi 7 motherboard. Op daardie het ons die 9950 X3D, dan die graphics kaart wat ons nou daarop het is die Aorus Elite RX 9070 XT. Ons het 64GB se Kingston memory daarop wat hardloop tot en met 6400 megatransfers per second. Op 'n XMP profile klaar getoets, werk amazing daarso en dan het ons natuurlik dit geupgrade met daardie SSD'tjie wat
wat ons daar het, en ons het 'n 850 watt fully modular power supply ook van Deepcool binne in die masjien wat meer as genoeg is om alles daarso krag te gee. So kom ons gesels dan bietjie oor die graphics card se spek self. So die graphics card het 'n game clock van 2570 MHz. Hy kan tot en met 3100 MHz gaan. Hy het 4096 stream processors, 20 gigabits per second memory clock. Dan het ons 16 GB GDDR6 daarop met 'n 256-bit bus, 'n PCIe Gen 5 en hy kan 'n maksimum resolusie hanteer van 2680 by 4320. Hy het natuurlik multiview wat vir ons 4 displays op een slag kan gee, en vir daardie displays het ons 2 DisplayPort 2.1A's en ons het 2 HDMI 2.1B's. Natuurlik kort jy soos 'n 850 watt power supply om alles te dryf, en dan het hy om krag te gee, het ons daardie 3 pins, jy weet die 6+2 pin, 3 van hulle wat hom krag gee. En dit is basically die specs op die graphics card. Maar kom ons kom gou in die verskil tussen die 3080 Ti en die RX 9070 XT in my use case. Nou natuurlik gaan ek later vir julle kwai benchmarks wys van 'n klomp verskillende games op hierdie ouetjie, of vir nou wil ek vir julle net so bietjie gewys het die verskil tussen wat ek gehad het en wat ek nou het. So kom ons begin daarmee. Alright almal, so heel eerste op is die benchmark tests, en heel eerste enetjie is die Nova bench test wat ek gehardloop het. As ons gou vinnig kyk, die heel eerste score was 8060 totaliteit vir die masjien, en die graphics card het vir ons 1866 gegee. Die SSD het vir ons 545 gegee daarso. Toe het ons weer die run gedoen met al die nuwe parte in, en ons het 'n score gekry van 9052. Ons GPU het opgegaan na 2482 toe, en ons SSD het opgegaan na 887 toe. Daar was 'n bietjie 'n verskil op die CPU ook, maar ek laat dit maar net, dit is so min. Ek dink nie dit het regtig eintlik te veel te doen met die invloed van die nuwe graphics kaart nie, want hy het al klaar amazing gehardloop met die RTX 3080 Ti. Kom ons gaan gou vinnig na ons volgende benchmark toe. Die volgende benchmarks was alles gedoen in 3D Mark, en die heel eerste ene wat ons hierso het is Speedway. Nou hy toets die RTX capabilities van die graphics kaarte, en as ons hierso kyk kan ons sien die 9070 XT het 'n score gekry van 6365, en die 3080 het vir ons gegee 5531, wat beteken dat in RTX hierdie ouetjie beter was. Die volgende enetjie was 'n 3D Mark Steel Nomad, en soos ons kan sien die score daarso vir die 9070 was 7207, en vir die 3080 was dit 5238. As ons nou kyk na die volgende ene was 'n Time Spy Extreme, en ons het daarso 14622 score gekry met die RX 9070 XT, en met die RTX 3080 Ti het ons 10492 gekry. Volgende op die lys was ons games gewees. Nou natuurlik die heel eerste game wat ek gehardloop het was Cyberpunk, en as ons hierso kyk, of die settings wat ek het opgehad het was high, alles was raw performance, daar was niks gewees wat ek basically gestel het om te help met frame gen of enigiets soos dit nie, en dit was in 1440p gedoen. So hierso kan ons sien ons het 60 frames gekry op die RX 9070 XT, en die 3080 Ti het vir ons 47 gegee. Dit beteken dit was 'n 27.2% performance bump vanaf my vorige graphics kaart. As ons kyk na Monster Hunter Wilds, sal ons sien dat ons 114 frames average gekry het op die 9070 XT en net 59 op die 3080 Ti, wat vir ons 'n crazy bedrag gegee het van 93.2% performance increase van die vorige graphics kaart af. Met Forza Horizon 5 het ons 203 gekry op die RX 9070 XT, en ons het 129 gekry op die 3080 Ti. Hierdie was alles ultra settings gewees, so ja, dit stel klaar vir jou, ultra settings 1440p, en ons het 57.3% performance bump gekry tussen dit. Dune Awakening was 'n interessante game gewees, en ek dink dit het baie te doen met optimization van hierdie game. As ek in die forums en so aan lees, mou nie mense so 'n bietjie oor stuttering en allerhande sulke issues wat daarbey gepaard gaan, maar hier het ons nie so groot verskil gekry nie. 124 op die RX 9070 XT en op die 3080 Ti 109, wat beteken was 'n 13.7% performance bump. So dis mense, dit is net vir om julle om en by idee te gee hoeveel verbetering het ek ervaar met my 9070 XT versus my 3080 Ti wat ek in die masjien gehad het, en dan natuurlik
het hierdie ouetjie voordele van nuutste frame gen tegnologie en allerhande sulke goeders op die AMD variant, jy weet die FSR en daai tipe goeders. So ek dink ek is super happy met die upgrade. Dit is fantasties en ek moet sê baie dankie aan Gigabyte dat julle die kaart vir my gestuur het. Fantastiese upgrade vir my. Ek super bly en dan natuurlik Kingston vir julle bydra tot hierdie. Nou ons gaan nog baie goeders doen oor die Kingston goeders en dan natuurlik op die graphics kaart ook gaan ons nou nog 'n paar video's doen. Onder andere wat is die verskil tussen PCIe 3, PCIe 4, PCIe 5 en wat se real life performance verskille sal jy sien tussen die en dan natuurlik moet ons ook vir Deepcool dankie sê vir die FL fans wat net daai reeks soveel mooier laat lyk. So dis mense, as julle die videoetjie geniet het, please like, comment, share en subscribe en ek gaan julle sien in die volgende video. Baie dankie dat julle gekyk het. Cheers almal.